Galasiërs 6 vers 2 tot 4 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond verroem hê alleen wat homself betref en nie wat ander betref nie. Jy sien, ons kan nie verander wat ons nie bereid is om te konfronteer nie. Konfrontasie is verseker ongemaklik en onaangenaam, maar dit is nodig vir restaurasie en vir genesing. In 2 Samuel 11 kry ons koning Dawid op die dak van sy huis in die heerlike lenteaand en sy oë val op 'n pragtige vrou terwyl sy bad. Toe Dawid egter verneem dat dit die vrou van Uria was, doen hy die ondenkbare ding. Hy gee bevel dat Uria in die voorste linies van die ewigste gevegte geplaas word sodat hy kan sneuwel. Dawid het haar as sy vrou geneem, maar die eweldaad was onaanvaarbaar vir God, volgens 2 Samuel 11 vers 27. God stuur toe vir Nathan om Dawid te konfronteer. Toe Dawid gekonfronteer word met sy eie sonde, toe erken hy dit en met groot berou soek hy God se aangesig. Dawid het geweet dat daar net verandering kan kom as hy hierdie sonde bely. Aba Vader, baie dankie vir hierdie kosbare voorbeeld in die woord. Here, dankie dat ons kan weet, ons moet ons sondetjies wat ons so koester konfronteer, sodat daar genesing en restaurering kan kom. Vader, ons kom bely dit wat ons verkeerd doen in U oë vanmôre, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Vergewe ons, kom maak ons nuut en heel. In Jesus se naam, amen.